Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by Maranatha bediening. Ons sien uit na 'n heerlike laaste kwartaal van die jaar, 4de kwartaal, en mense kan byna nie glo dat ons alweer in die 10de maand is nie. Ons het vandag, liewe vriende, 'n baie belangrike onderwerp waarmee baie mense sukkel. Onvergewensgesindheid. Ons tema: kom vry van onvergewensgesindheid. Kom ek doen net vir ons eers 'n kort gebed. Here, as ons nou stil word voor U, dan wil ons bid dat U vandag U hart en ook U wil vir ons lewens aan ons sal openbaar. Ons bid vir die verligting en die werking van die Heilige Gees en dat U vir ons in hierdie oomblikke sal ontmoet en waar nodig ook sal vrymaak van dinge soos onvergewensgesindheid en bitterheid. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Liewe vriende, ons skriflesing is baie kort vanoggend, Matteus 18 vers 21 en 22. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: "Hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer." Ons lees net die stukkie. Liewe vriende, ons praat vandag oor iets wat al baie mense se lewens ontwrig het en ook baie skade berokken het. En dis naamlik die sonde van onvergewensgesindheid. En ek noem dit spesifiek die sonde van onvergewensgesindheid. Want baie mense sien dit dalk nie as 'n sonde nie, maar veel eerder as 'n geregverdigde reaksie. Iets wat hulle toekom wanneer iemand hulle op een of ander wyse erg seer gemaak het of benadeel het. Maar liewe vriende, sonder enige twyfel is onvergewensgesindheid 'n sonde, want die Bybel leer baie duidelik dat ons mekaar moet vergewe. In die Onse Vader gebed wat die Here Jesus ons geleer het, leer hy ons in die 5de bede dat ons ook moet bid: "En vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree." Matteus 6 vers 12. Die ou Afrikaanse vertaling het gesê: "Vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe." En in Matteus 18 vers 21 en 22, ons skrifgedeelte, lees ons hoe dat Petrus vir Jesus gevra het: "Hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer? En Jesus antwoord dan: "Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer." En liewe vriende, daarmee bedoel Jesus nie 'n vasgestelde syfer van 490 keer nie, maar daarmee is sy bedoeling veel eerder onbepaald en onbeperk. Met ander woorde, dat ons moet aanhou vergewe. Vriende, onvergewensgesindheid, of dan die Engelse begrip unforgiveness, is om in die kloue van 'n gevaarlike monster gevange gehou te wees, en dit kan werklik vernietigende gevolge vir 'n mens inhou. Vir jouself, as jy nie ander wil vergewe nie, maar ook vir die ander mense wat jy nie wil vergewe nie. Veral as daardie onvergewingsgesindheid groei en tot ander lelike dinge aanleiding gee. Want as jy hardnekkig weier om te vergewe, dan is jy besig om hierdie monster te voed en te vertroetel. En sleg soos dit al reeds is, kan dit ook tot ander sondige dinge aanleiding gee. Vriende, hierdie ander sondes, wat dikwels uit onvergewensgesindheid uit voortspruit, en wat ook die wortel van onvergewensgesindheid het, is dinge soos bitterheid en haat en wraakgedagtes
en vergelding. Planne wat gemaak word om iemand terug te kry, omdat jy met 'n wrok in jou hart rondloop. En as jy vergewensgesindheid toelaat om tot verdere slegte dinge, soos wraak en vergelding te groei, dan kan dit op nog verdere slegte dinge uitloop, soos die plaas van vloeke op mense, en ja, selfs ook moord. Dit gebeur soms dat mense wat sukkel om iemand te vergewe, vir een of ander onreg wat hulle glo daardie persoon hulle aangedoen het, dan gaan na 'n sangoma of 'n toordokter met die versoek dat die toordokter een of ander spel op daardie persoon moet plaas om sy lewe te pynig en om sy of haar lewe hel te maak. En dan kan dit byvoorbeeld gebeur dat die persoon op 'n mediese onverklaarbare wyse pyne of siekte ontwikkel wat besliste demoniese oorsake het en waarvan hy of sy bevry moet word. Ek moes al self ook sulke dinge in my bediening hanteer en mense help om daarvan vry te kom. Vriende, ons moet waak teen hierdie dinge en veral teen donker emosies soos haat en bitterheid. Dinge wat van jou 'n lelike en 'n baie ongelukkige mens maak. Die Bybel waarsku dan ook teen bitterheid. Hebreërs 12 vers 15, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Nou broer en suster, teenoor bitterheid en haat staan vergifnis en liefde. En dis natuurlik die pad wat God wil hê ons moet loop, wat ons moet bewandel. Volgens 1 Korintiërs 13 vers 5, word die liefde nie verbitterd nie, en dit reken die kwaad nie toe nie. Hou nie boek van die kwaad nie, so sê die nuwe vertaling. Vriende, baie mense wat as gevolg van slegte gebeure van die verlede, met dinge soos onvergewensgesindheid en haat en wrokke in bitterheid in hulle lewens loop, besef nie dat hulle eintlik besig is om hulle self groot skade te berokken en hulle self baie ongelukkig te maak nie. In hierdie verband het Nelson Mandela 'n baie waar ding gesê toe hy uit die gevangenis na 27 jaar uit tronk uitgekom het hy gesê, as I walked out of the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison. En iemand anders het baie in dieselfde trant gesê, unforgiveness is choosing to stay trapped in a jail cell of bitterness, serving time for someone else's crime. So vriende, mense wat weier om te vergewe en wat dinge soos bitterheid en haat in hulle harte toelaat en vertroetel, raak dikwels, sonder dat hulle dit besef, vasgevang in 'n tronksel. 'n Tronksel van donkerte en ongelukkigheid, waaruit hulle baie moeilik sal vrykom indien hulle nie daaruit deur iemand anders gehelp word nie. Nou broer en suster, die gevolge van onvergewensgesindheid en al sy lelike maats, waarvan ek nou al 'n paar genoem het, wat gretig gereed staan om saam te loop, daardie gevolge is groot en kan werklik vernietigend wees. En is iets wat jou selfs die ewigheid kan kos. Kom ek noem vir ons 'n paar van die mees algemene gevolge. Nommer 1 waarsku die Bybel dat as jy nie ander wil vergewe nie, dan moet jy weet dat God jou ook nie sal vergewe nie. Hoor wat sê Jesus in Matteus 6 vers 14 en 15.
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En in dieselfde verband het Jesus gesê, spreek vry, en julle sal ook vrygespreek word. Lukas 6, vers 37. So vriende, as jy weier om te vergewe, dan verbrand jy die brug waaroor jy moet stap om God se vergifnis te ontvang. Nog 'n slegte gevolg waarvan iemand wat weier om te vergewe moet kennis neem, is dat jy jouself oopstel vir die binnekom en die beïnvloeding deur bose geeste. Mense wat werk op die gebied van bevryding sal vir jou sê dat dinge soos onvergewensgesindheid en ook sy saamlopers, soos haat en bitterheid en wrokke, verseker ook moontlike oop deure kan wees wat tot demoniese besetting en bindinge kan lei. Want mense wat met sulke dinge in hulle harte loop en hardnekkig weier om dit af te lê, moet weet dat hulle daarmee aan demone die geleentheid gee en ook uitnodiging gee om hulle lewens te infiltreer en te tuister. 'n verdere baie slegte gevolg van onvergewensgesindheid is dat jy jou lewensvreugde verloor. As jy aan onvergewensgesindheid bly vashou, sal dit lei tot 'n bitterheid wat jou hele lewe sal vergiftig. Onvergewensgesindheid bring 'n erge ongelukkigheid mee en ook 'n geestelike droogte in jou lewe mee. Nog 'n besliste gevolg van onvergewingsgesindheid is dat jy daarmee besig is om buite die wil van die Here te beweeg. Want God se liefdeswet roep ons baie duidelik op dat ons ons naaste moet lief hê. Dis God se wil dat ons in liefde met ons medemens moet meeleef en nie lelike dinge en haatgedagtes teenoor ander mense moet koester nie. En vriende, dit bring vir my dan by die allerbelangrikste vraag vandag. Hoe kan ek vrykom van onvergewensgesindheid? En ek gaan vir ons 5 dinge hieroor sê. En al 5 dinge sal jy hoor kom uit die woord van die Here. Nommer 1 moet ons waak daarteen dat ons nie sal boekhou van die kwaad wat mense aan ons gedoen het nie. Daar's mense wat elke ding wat iemand teen hulle gesê het of aan hulle gedoen het, in hulle geheue vasknoop en dit vir altyd teen die ander persoon hou. En soms is dit sommer regtig onbenullighede, terwyl die ander persoon dit dalk al lank vergeet het. Vriende, die Bybel gee baie goeie raad in hierdie verband, naamlik dat ons nie moet boekhou van die verkeerde dinge wat aan ons gedoen is nie. 1 Korintiërs 13 vers 5 sê dat die liefde nie lig geraak is nie en dat die liefde natuurlik ook nie boekhou van die kwaad nie. So, liewe vriende, moenie lig geraak wees en alles vir jou aantrek nie. Laat dit gaan. Laat dit agter en vergeet daarvan. 'n baie belangrike tweede punt om van onvergewensgesindheid in jou lewe ontslae te raak, is berou en sondebelydenis. Wanneer jy bewus word dat jy 'n onvergewensgesindheid in jou hart toegelaat het, moet dit nie probeer vergoeilik nie en regverdig nie, bely dit voor die Here. Bely dit as 'n sonde voor die Here en vra sy vergifnis. En maak dan in die derde plek 'n keuse en 'n wilsbesluit, sou 'n mens kan sê, dat om daardie persoon wat jou benadeel het of seer gemaak het, om daardie persoon te vergewe en vry te spreek.
Sommige mense sê, ek het hom of haar vergewe, maar ek sal dit nooit kan vergeet nie. My vriend, dan het jy nog nie regtig ten volle vergewe nie. Die Bybel sê dat ons moet mekaar vergewe, soos wat die Here ons ook vergewe het. En in Hebreërs 10 vers 17 sê die Here, dat hy nie meer aan ons sondes en ons oortredinge dink nie. En dis die wyse waarop ons ook moet vergewe. Ons moet vergewe soos die Here ons vergewe het. Deur nie meer aan hierdie lelike dinge wat aan ons gedoen is, te dink nie. Jy moet dit ook vergeet. Die vierde ding wat ek wil noem, is dat jy ook vir jou vyand of vyande moet bid en vir hom of haar moet seën. As Christene is ons volgelinge van Jesus en dit beteken onder meer dat ons ook sy voorbeeld moet navolg. En nêrens, liewe vriende, sien ons dit beter as aan die kruis gedemonstreer nie. Hoe dat die Here Jesus sy vervolgers hanteer het. Toe hy gebid het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En as gelowiges moet ons natuurlik ook gehoorsaam wees aan sy leringe en sy opdragte. En wat die saak van onvergewensgesindheid en wrokke en vergelding betref, het hy die pad vir ons ook baie duidelik kom aanwys. Matteus 5 vers 44 en 45. Jesus sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. En volkome in lyn hiermee het Paulus ook geskrywe, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Romeine 12 vers 21. Vriende, 'n vyfde stukkie raad wat ek ook van ons wil gee. Laat God die onreg wat teen jou gepleeg is, laat God dit hanteer. Ons lees hoe dat Paulus in Romeine 19 vers 12 skryf, moenie julle wreek nie, geliefdes. Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Vriende, moet nooit self probeer vergeld of wraak neem nie. Laat dit in God se hande. Vriende, as ons hierdie Bybelse raad en riglyne volg, dan sal ons vrykom van die monster van onvergewensgesindheid. In sommige gevalle kan onvergewingsgesindheid en bitterheid en wraak en haat egter so geraak het dat dit 'n demoniese houvas geraak het, wat deur bestraffing en bevryding losgemaak moet word. 'n Binding in iemand se lewe. Maar in die kragtige naam van die Here Jesus kan en sal daar ook vir so iemand bevryding wees. Want daar is niks wat teen die krag van die Here Jesus kan staande bly nie. Vriende, kom ek maak vir ons klaar. As ons begeer en kies om iemand te vergewe, dan sal die vensters van die hemel vir ons oopgaan. Want as jy verkies of kies om te vergewe, dan kies jy om God se pad te loop. En daarvoor sal God ons beloon en seën. Mag elkeen van ons wat vandag luister, God se pad kies. En my liewe vriend en vriendin, mag jy wat dalk vandag dit meer nodig het om hierdie boodskap te hoor, mag ook jy
totaal vrykom van die seekat kloue van onvergewensgesindheid. Jy wat jou dalk vir jare al in 'n tronk bevind, tronk van haat en bitterheid. God wil jou vandag totaal vrymaak van onvergewensgesindheid. Mag jou beker spoedig begin oorloop met heerlike seëninge van nuwe lewensvreugde en oorvloedige vrede. Amen. Kom ons bid. Here, ek bely vandag elke ding wat ek moontlik teen iemand gehou het. En ek vra U vergifnis daarvoor, want ek wil in hierdie oomblikke vrykom daarvan. Ek bely my bitterheid en haat en selfs wrokke wat ek in my hart vertroetel het, dalk vir baie jare. Asseblief, Here, vergewe dit. Here, breek vandag daardie kettinge en maak my totaal vry daarvan. Was dit weg deur die bloed van Jesus. Ja, Here, ek kies vandag. Ek kies om daardie persoon of dalk meer as een persoon. Ek kies om hom, haar, hulle te vergewe. Ek kies om lief te hê. En ek kies om weg te stap van enige vorm van haat en bitterheid. Kom maak my hart skoon, Here, en kom maak my weer heel. En Here, kom maak die beker van my hart vol van U liefde en U vergifnis. Kom maak my vol van U blydskap en U vrede. Ek bid dit in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Liewe vriende, ons slotlied, Jesus Culture, met die treffende lied, Break Every Chain. Break Every Chain. Neem die lied vir jou en gaan lewe as 'n vrygemaakte. Vrede vir jou. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain.
every